Goeienaand, dis Woensdag en ons gesels verder in hierdie Pinksterweek van ons. Ons Pinksterreeks hierdie week gaan bietjie oor lewe in die krag van die Gees. En vanaand kyk ons spesifiek na die Gees wat van wie getuig? Die Gees getuig van Christus. Die tekste wat ons vanaand saam lees is Handelinge 22, so die laaste gedeelte, vers 22 tot 40, en Johannes 15, vers 26 en 27. Kom ons, voor ons verder lees, kom ons bid saam. Here, U het die Heilige Gees gegee, nie om aandag op homself te vestig nie, maar om vir Christus groot te maak. Here, kom maak ons harte oop vir die waarheid van U Seun, van Jesus. O Heilige Gees, kom getuig deur ons van die Here Jesus wat in ons harte is. Amen. As ons vanaand se gedeelte dalk in 'n kernsin moet saamvat, dink ek ons sou kon sê, die Gees se hoofdoel is om Christus te verheerlik en hom bekend te maak. Baie mense vra, hoe weet ek dis die Gees van God wat werk? Is dit iets wat ek emosioneel voel? Is daar bonatuurlike tekens? Moet daar 'n vreemde taal wees of een of ander manifestasie? Ek dink Jesus kom gee vir ons 'n eenvoudige toets waaraan ons dit kan meet. As dit die Gees van God is wat werk, sal hy van my met 'n hoofletter getuig. Want waar die Gees van God aan die werk is, word Jesus gehoor, gesien, geëer en geloof. Die eerste ding waarna ons vanaand kyk, is die primêre doel van die Gees. Met ander woorde, wat kom doen die Gees? En die antwoord daarop het ons nou al gesê, dit is om Jesus te verheerlik. Die gedeelte wat ons lees, waar dit vir ons gesê word, is Johannes 15, vers 26 en 27. Daar staan, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Hoor ons mooi? Die Gees van die waarheid sal van my getuig. Die Gees sit nie die spotlight op homself nie. Hy is meer soos 'n refleksielig, soos 'n reflektor, wat die lig wegweerkaats van homself af na die Seun toe. So as ons die Gees van God ervaar en beleef, sal dit lei tot 'n dieper liefde vir Jesus, 'n groter verstaan van wie hy is en wat hy vir ons kom doen het, en 'n begeerte om dit vir ander mense te vertel of te wys, as ek dan nie iemand is wat graag praat nie. Die Gees getuig nie net vir ons of aan ons nie, maar hy getuig ook deur ons van Christus. En dit beteken nie noodwendig ek hoef eers 'n woord te sê nie. Getuig van die Here Jesus en as nodig gebruik woorde. Die tweede gedeelte waarna ons vanaand kyk, is die gedeelte waar Petrus preek net nadat die Heilige Gees uitgestort is. En dit lees ons in Handelinge 2 van vers 22 af. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want U sal my nie in die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomelinge op die troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruitgesien en gesê,
Hy is nie in die doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy, die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Dis baie interessant, as ons net nadat ons lees dat die Gees uitgestort is op die apostels, dan lees ons, Petrus staan op en hy begin preek. Iemand wat voorheen bang was, wat niks kon sê nie, staan op en hy preek. En ons lees wat kom sê hy alles van Jesus. Daarvan vers 22 af, kom praat hy van Jesus se wonderwerke, sy kruisdood, vers 24 sy opstanding, vers 33 sy verheerliking, vers 36 God het hom Here en Christus gemaak. Pinkster gaan nie oor 'n emosie of 'n ervaring nie. Dit gaan oor ons getuienis van Jesus. Vers 33 sê, wat julle nou sien en hoor, die Gees se werking is tasbaar, maar sy boodskap is duidelik. Jesus is koning. Die Gees gee ons nie net 'n ervaring nie. Hy kom gee vir ons 'n boodskap. Jesus is die gekruisigde en die opgestane Here. Die derde ding wat ons in hierdie twee gedeeltes vanaand raak sien, is dat die Gees ons roep om getuies te wees. Net so entjie verder in Handelinge 2 lees ons die volgende daarvan vers 37 af oor die eerste bekeerdes. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met op baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie onaardse mense uit. Dit was Petrus se boodskap daardie dag vir die volk gewees. Die boodskap vir ons is, en julle moet getuig. Laat die Heilige Gees in jou werk, sodat jy 'n getuie sal wees van wat jy self beleef het. Dit beteken, dis nie net Bybelkennis nie, dis nie boekekennis nie. Ons kan almal lees wat die Bybel vir ons sê. Maar om te kan getuig, moet ek kan getuig van dit wat die Here in my lewe vir my beteken het. Dit is nie net iets wat ek gaan lees en weer vir ander vertel nie. As die Gees in my werk, dan oortuig die Gees my van my eie sonde, maar hy kom oortuig ook vir my wie Jesus werklik is. Wat kom vra hierdie tekste vanaand van ons? Ek dink die eerste ding is, ken jy die Jesus van die Gees? Ken jy hom persoonlik? Het jy eerstehandse ervaring? Of het jy boekekennis? Die tweede ding is, laat jy die Gees van God toe om van Jesus te getuig? Of is jy te bang? Is jy bang wat mense gaan sê? Is jy bang om dit dalk op jou status op WhatsApp te sit? Is jy bang ouens gaan dink jy dweep? En die derde ding is jy 'n getuie van Christus? Jy hoef nie te preek nie. Jy moet net leef. Jy moet dit net wys. Die lied wat ons vanaand luister, is Gees van die waarheid. Kom breek vir my dit oop. Hierdie liedere word aangestuur nie omdat dit ons tyd vul nie, maar mense het baie keer die behoefte om ook met musiek die Here te kan dien en om met die musiek te kan bid. Gebruik dit gerus ook daarvoor. Kom ons bid saam en dan sluit ons af vir vanaand. Heilige Gees, dankie dat U my altyd wys na Jesus. Here, verwyder alles wat hom kom bedek, wat hom kom toemaak in my hart. Help my om hom te sien as die gekruisigde een, die een wat opgestaan het, die een wat verheerlik is. O Heilige Gees, invul my, dat ek ook 'n getuie kan wees. Nie net met woorde nie, maar met my hele lewe. Ons kom bid dit in Jesus se naam. Amen.
Gees